Welkom. So, het jy al ooit stilgestaan en gewonder wat nou eintlik binne in daai rekenaar van jou aangaan? Wel, vandag gaan ons die Giant Cup so 'n bietjie lig om te kyk na die 3 groot kragte wat alles laat werk: geheue, stoorplek en natuurlik die verwerker. Kom ons spring weg. Ja, kom ons begin met die een vraag wat ons almal al uit pure frustrasie wou uitskree. Jy ken daai gevoel, né? Jy klik op iets en jy wag. En jy wag nog so 'n bietjie. Die rede vir daai irriterende gewag lê diep binne in jou rekenaar se sogenaamde enginekamer. Presies. Om te verstaan hoekom jou rekenaar soms voel asof hy deur stroop probeer hardloop, moet ons eers daai enginekamer van nader bekyk. Dis die plek waar alles gebeur, waar elke enkele klik en elke toetsaanslag van jou omgeskakel word en iets wat jy op die skerm kan sien. Goed, kom ons begin by die een ding wat die meeste mense deurmekaar maak: geheue teenoor stoorplek. Mense gooi hierdie twee terme dikwels op een hoppie, maar hulle is heeltemal verskillende goed. Die maklikste manier om dit te onthou, dink aan geheue as jou lesenaar en stoorplek as jou leseerkabinet. Eerstens, geheue, of soos ons dit ken, RAM. Dis jou rekenaar se korttermyn geheue. Dis jou lesenaar. Al die programme en leiers waarmee jy op hierdie oomblik besig is hier oopgesprei. Hoe meer RAM jy het, hoe groter is jou lesenaar. So jy kan meer programme gelyktydig oop hê sonder dat alles begin haak en stadig raak. So hoeveel is genoeg? Wel, vir gewone goed soos e-pos en op die web rondkyk is 8 gigagramme gewoonlik piekfyn. Maar as jy ernstige goed doen soos video's redigeer of speletjies speel, dan soek jy eerder 16 gigagramme of selfs meer. Die een ding wat jy moet onthou, sodra jy daai rekenaar afskakel, word hierdie lesenaar heeltemal skoongevee. Alles is weg. En dan het ons stoorplek. Dis die leseerkabinet. Dis waar jy alles permanent bære. Jou programme, jou dokumente en ja, daai duisende foto's wat jy nog eendag moet sorteer. Anders as RAM, vergeet jou stoorplek absoluut niks wanneer die krag afgaan nie. Dis gebou vir die langtermyn. So as ons hulle nou langs mekaar sit, sien jy dadelik die groot verskil. Geheue is blitsvinnig en elektronies, want jou rekenaar het daar spoed nou nodig. Stoorplek aan die ander kant is tradisioneel 'n bietjie stadiger, of dit nou 'n ou magnetiese harde skyf is of een van die nuwer, vinniger SSD's. Onthou net die reël, geheue is vir nou en stoorplek is vir altyd. Jou leseerkabinet kom ook in verskillende geure. Jy kry die ou, betroubare harde skywe of HDD's wat jou hoop spasie gee vir min geld. En dan kry jy die supervinnige vaste toestand aandrywers of SSD's wat jou rekenaar soos 'n sportmotor laat voel. Ernstig, die verskil is soos dag en nag. 'n SSD kan jou rekenaar in sekondes laat begin, terwyl 'n HDD soms minute kan vat. En dan is daar natuurlik die handige flitskywe vir vinnige data-oordrag en deesdae die wolk, wat basies beteken jou leseerkabinet is op die internet. So, ons het 'n lesenaar wat geheue is en 'n leseerkabinet wat stoorplek is. Maar, wie is die een wat eintlik by daai lesenaar sit en al die werk doen? Wie is die een wat dink? Dit bring ons by die brein van die hele operasie. Kyk hier, daai hele groot groen stroombaanbord, dis die moederbord. Dis soos die sentrale senuweestelsel wat alles aan mekaar verbind. En daai klein vierkantige skyfie in die middel, dis die SVE, die brein. Reg langsaan sien jy daai lang gleuwe. Dis waar die RAM, die korttermyngeheue inpas. So jy sien, die brein en sy korttermyngeheue werk altyd styf saam. Die SVE, of sentrale verwerkingseenheid, is die ware engine van jou rekenaar. Elke enkele ding wat jy doen, elke klik, elke letter wat jy tik, word deur die SVE verwerk. Die spoed daarvan, wat ons in gigahertz meet, bepaal letterlik hoe vinnig jou rekenaar kan dink. 'n Vinniger SVE beteken programme laai vinniger en alles voel net, gladde. Deesdae hoor mense ook heeltyd van kerne, dubbelkern, vierkern ensovoorts. So, wat beteken dit? Dink aan elke kern as 'n aparte, klein breintjie. 'n CV met 4 kerne kan dus aan 4 verskillende take op presies dieselfde tyd werk, sonder om stadiger te raak. Dis die geheim agter goeie multitasking. Dis hoekom jy na musiek kan luister terwyl jy op die web rondklik en terselfdertyd 'n dokument tik, alles sonder dat jou rekenaar 'n oog knip. Maar wat gebeur as jou leseerkabinet, jou fisiese stoorplek op die rekenaar, begin vol raak? Dis waar die moderne oplossing inkom. Kom ons kyk gou hoe ons verby die grense van ons eie toestel kan beweeg. Die wolk klink dalk nou iets blaar geheimsinniges, maar dis eintlik doeteenvoudig. Dis net iemand anders se rekenaars. Om meer presies te wees, dis reuse bedieners in massiewe datasentrums. Jy gebruik doodgewoon die internet om aan daardie bedieners te koppel, en dit laat jou toe om jou leiers van enige plek in die wêreld af te stoor en weer by te kom.
En die voordele? Dis enorm. Jou leiers is nie meer vasgevang op net een rekenaar nie. Jy kan op jou foon, jou tablet of jou skootrekenaar daaraan werk. Om leiers met ander mense te deel en saam te werk word kinderspeletjies. En seker die beste van alles is die skaalbaarheid. As jy meer spasie nodig het, koop jy net nog. Jy hoef nie 'n rekenaar oop te maak en 'n nuwe harde skyf te installeer nie. Maar dis nie alles maanskyn en rose nie. Die grootste nadeel is natuurlik dat jy 'n internetverbinding nodig het. Geen internet, geen toegang tot jou leers nie. Punt. Daar's ook sekuriteitsrisiko's. Jou data is aanlyn, wat dit 'n teiken vir kuberkrakers maak. En op 'n dieper vlak, jy vertrou 'n ander maatskappy om jou kosbare persoonlike inligting veilig te hou. Dis iets om oor te dink. Goed, nou dat ons die enginekamer beter verstaan, hoe kan ons hierdie kennis in die regte lewe gebruik? Kom ons kyk hoe dit jou kan help om 'n slimmer gebruiker te word en beter besluite te neem oor jou tegnologie. Volgende keer as jy na 'n advertensie vir 'n nuwe rekenaar kyk, gaan daardie tegniese spesifikasies nie meer soos 'n vreemde taal lyk nie. As jy 'n hoë gigahertz syfer by die SVS sien, weet jy, dit beteken spoed. Sien jy 8 of 16 gigagrepe RAM, jy weet, dit beteken ek kan baie goed gelyk doen sonder dat die rekenaar stadiger word. En 'n groot stoorkapasiteit, wel dis hoop 'n plek vir al my fotos en video's. Skielik maak dit alles sin, hè? En wat van daai gevreesde boodskap? Stoorplek is vol. Ons was almal al daar. Moenie paniekerig raak nie. Dis 'n maklike probleem om op te los. Begin deur jou rekenaar se eie disk cleanup program te hardloop en maak jou asblik leeg. Dit alleen kan al 'n groot verskil maak. Skuif dan jou regte groot leiers soos Flix oor na 'n eksterne harde skyf. En as jy steeds spasie kort, is dit dalk tyd om te dink aan 'n groter interne skyf of om jou wolkstoorplan op te gradeer. So, daar het jy dit. Jy verstaan nou daai fyn balans tussen die vinnige, tydelike lesenaar van jou RAM, die permanente liaseerkabinet van jou stoorplek en die hardwerkende brein van die SVE. Nou, met hierdie kennis gewapen, kan jy na jou eie rekenaar kyk en jouself afvra, waar is my knelpunt? Het ek 'n groter lesenaar nodig met meer RAM, 'n vinniger liaseerkabinet met 'n SSD, of dalk 'n slimmer brein wat beter kan multitask? Die krag is nou in jou hande.